Hallo julle, ons doen vandag bedryf 3, toneel 3 en 4 van Phila se kind. Julle sal onthou in die vorige toneel het Nina vir Lukas die boodskap gegee dat Dawid dood is en hy het besluit om terug te keer Lange Kloof toe en hy het ook besluit om 'n vis vir sy ouers of vir sy familie gesin saam te neem. Nou natuurlik was dit 'n vreeslike groot verrassing gewees vir Phila en Selling toe hulle vir Benjamin sien aankom het. En Phila die aand sê sy vir Selling, hy is klaar met die bosselling, hy sal nie weer teruggaan nie. Daar's 'n hartseer, there's a heart sore in him. Ek weet, maar dit sal regkom. Benjamin, jy gaan nie met daardie ding op die vangdam nie, né? Die dam is 3 keer groter en 3 keer dieper as toe jy hom laas gesien het. So there was a dam on the farm and Benjamin het soos 'n skuitjie gehad wat hy nou op die dam wil vaar. Selling is af en op band sê, maar kleintyd se wil was ook nog in hom. Hy's 'n sterk persoonlikheid. Nou Selling wys vir hom hoe om te roei. Hy sê hou jou bene reguit en trap vas. Dis jou sitplek wat nie reg is nie. En toe vra Phila, Selling, jy moet ophou om Benjamin voor te praat. Wat weet jy van roei af? Nee, jy bly hier in die klein Karoo waar dit so droog is. En hy sê van roei af, wat praat jy nou? Ek het langs die Olifantsrivier groot geword en jy kan sê ek het in 'n skuit groot geword. Benjamin, hou jou arms reguit. So now he teach Benjamin how to row the boat. Goed. Nou die opsomming sien ons hier dat Phila het agtergekom dat daar iets fout is met Benjamin en Selling het vir Benjamin in hierdie toneel help roei en Phila het aan Benjamin vertel dat sy die grond gekoop het en dit op sy naam registreer het, nê. So sy het grond gekoop en sy het diep binne nou geweet Benjamin sal terugkom, miskien, ons weet nie. En alhoewel Benjamin voel dat hy nie verdien nie, verduidelik aan hom hoekom het sy dit gedoen. En nou, belangrik, het Benjamin het erken dat hy verlief is op Nina, sy suster. En Phila sê dat Nina dan nie sy suster is nie, want jy sal nie verlief raak op jou suster nie. En sy probeer Benjamin oortuig om na Bartha toe te gaan om die waarheid uit te vind. Nou dit is ook 'n belangrike ding, want hy het nou weer die krag om seker te maak dat hy Benjamin is en nie Lukas is nie. Woorde wat belangrik is wat julle hier moet kry, ons die vangdam het ons gesê, is die reservoir, die hartseer is sad, ons het al gehad, die kooi is die bed, flenterklere, sy klere is clothes and tatters, verontwaardig, die spaanblaaie kan jy weet, die huurgrond is the leasehold land, en lawe is maar net try to restore consciousness. Toe sy vir Benjamin sien aankom, het sy iemand met haar lawe, want sy kon nie haar oë glo nie, nê. Kom ons kyk watter woorde is nog belangrik hierso. Ek dink gemaklik, comfortable en bedaard is calm, daarso, nê. Goed, kom ons kyk hier. Wat het gebeur wat Selling se skoktoestand? He was in shock. Dawid sy seun is dood. Natuurlik sal enige pa in skok wees. Wat was die gevolg? Sy bene was besig om in te gee. Sy legs become weaker and weaker. Hoe het Phila Benjamin waargeneem? Nadat hy jare weg was, hy's 'n lang, mooi man, attractive, maar in flenterklere. Sy klere, his clothes was in tatters, maar hy het 'n vuurheid in sy bloue oë, nee. He's proud of himself. Phila beskou die terugkeer as 'n wonderwerk, 'n miracle. Sy vra dat God haar bene styf sal hou sodat sy regop kan staan, want dit voel vir haar as if she is in heaven. Now underline, as I said in the exam, you will rewrite the word. Benjamin was vir 7 jaar weg. Nie 6 nie 8 nie, maar vir 7 jaar was hy weg. Wat het die Komuti gesin daardie aand na Benjamin gedoen? Hy het die Bybel gelees, hy het gepraat oor die 7 jaar wat verby is. En Selling wys weer aan die leser dat hy goeie mensekennis het. Hy sê daar's 'n hartseer. He can see the heart sore in Benjamin. En waar het Phila sy kennis van roei gekry? Hy het langs die Olifantsrivier groot geword. Your content questions, your content is very important. That's why you need to read the book.
several times. Hoekom dink Phileas Benjamin nou meer van 'n man? Hy eet reg en hy eet nie net meer patats nie. Onthou, ons sê patats is die stapelvoedsel van die Van Rooyens. Hulle eet dit day after day. Wat was Phileas se antwoord toe Benjamin vra of hy weet of sy weet wie hy is? Hy's 'n weggooilam wat God aan hom toevertrou het en hy moes dit geglo het. Nee, onthou hy's 'n orphan and she looked after him and she treated him just the same as her own kids. Verduidelik is explain wat jy verstaan onder as sy jou suster was, Benjamin, sou bloed gekeer het. You can't fall in love with your sister. Jy sou nie verlief op haar geraak het as sy jou sussie was nie, nee. And then the last question in this scene, waarom dink jy kan net Bartha vir Benjamin vertel, want sy weet wat die waarheid is. She knows what's the truth. En sy het Benjamin voor die magistraat uitgeken. But we know, lange whisper in 'n ear, nee, wie sy moet kies. As ons na toneel 4 kyk, dan sien ons dis 'n gesprek tussen Bartha en Lukas. Onthou, Lukas of Benjamin is nou terug na die Van Rooyens toe, want hy wil by Bartha die waarheid hoor, nee. En toe hy terugkom, toe hoor hy dat 'n olifant vir Elias verniel het, nee. Die grootvoete is die olifante het hom getrap, anderkant die Gouna rivier. En nou sê Lukas, weet nie na hiervan, was sy al hier? En Bartha sê, ja, Christoffel het haar gekry, by 'n Engelse vrou. Sy was hier, maar sy is weer terug. Sy was bang, jy kom terug, jy weet nie waar aangaan. En hy vra, waar is Willem, die ander boetie? Hy kap die hout, nee. Nou die opsomming hier, Lukas kom by die Van Rooyens aan. Sy het byna hysteries geraak, toe hy vra of hy werklik hulle kind is. En hy het vra vir haar om die waarheid. Vertel my die waarheid. Sy sê weer, dat Lukas hulle kind is, dat sy die ma is. Woorde wat jy moet weet hier is waarheid, truth, baie belangrik. Pimpelblou, Elias was pimpelblou, die olifant het hom geskraap, het hom gechase, en dan deurhaal, hulle het gewonder, kan hulle vir Elias, can they pull him through, because he was really, die olifant het hom seer gemaak, nee. Goed, alleen op die steier, ek dink dit is nie nodig vir nou nie. Waarom het Bartha vir Christoffel verwag en nie vir Lukas nie? Sy het vir Christoffel dorp toe gestuur, en te kyk of sy Lukas kan kry, because she's still worried. She is a mother after all, so she's still worried about Lukas. Wat het intussen met Elias gebeur? Die olifante het hom beseer. Waarom dink jy die skrik in Bartha se hande gekom? Toe Lukas vertel, hy was lange kloof toe. Sy was baie bang dat hy sou uitvind dat dit 'n leuen was, that it was a lie, nee. En Lukas vra aan Bartha of hy regtig haar kind is. Hoekom dink jy het sy hom nie geantwoord nie? Sy het geweet, sy moet lieg, she must tell a lie, if she answer him directly. Goed, dit is die einde van hierdie 2 tonele. Ek hoop julle verstaan dit bietjie beter, lees weer, kyk weer na die lesse, en dit sal vir jou baie makliker wees om die vrae te beantwoord. Tot 'n volgende keer.